Ok, goeiemôre julle. So in my kykie. Is lekker om saam te wees, lekker saam aan bid, lekker saam die Here se naam groot gemaak. Is goed om te verheerlik en vanoggend wil ons die reeks afsluit. 'n Reeks waarmee ek lank gestoei het oor waarheid en wat is waarheid en hoe belangrik waarheid is en dat waarheid is 'n openbaring van iets. En so voordat ek begin wil ek julle net miskien help om net te verstaan hoe belangrik waarheid is en om te weet wat jy sê is waar. Vrydag aand het ek omtrent niks geslaap nie. My vrou het die hele aand gehoes. En ek slaap omtrent niks nie en ek staan so 'n bietjie die mekaar op en kwaad op en Saterdagoggend sê my vrou, gaan net so 'n bietjie apteek toe en kry net iets wat sal help. En ek sê ja nee, wragtig en ek klim in my kar Saterdag en ek gaan apteek toe en ek kom huis toe met oorpleisies. En dit het baie gehelp. So ek weet nie hoe lag julle nie, die oorpleisies het so gehelp. My vrou is vir een of ander rede nie so opgewonde oor my koopprys nie, maar die oorpleisies het gehelp. Kommunikasie om die waarheid te praat, om vir my te sê, kry iets wat help. Moet ek nou weet, sy praat van haar en haar siek hoesie. So dit was net 'n grappie, dan sy het die regte hoesie, maar julle verstaan die punt. So wanneer dit by waarheid kom, is dit belangrik om nie net te hoor wat gesê word nie. Kritiese denke is iets wat ons verleer het. Waarheid is iets wat geopenbaar word. Waarheid is iets waarmee jy stoei. Waarheid is God. God is waarheid. Jesus is die waarheid en hy is nie net iemand wat jy soos ja my maat my vertel en nou is dit my godsdiens nie. Nee, waarheid word jou godsdiens. Jy stoei met God en maak hom jou persoonlike verlosser en dit is nie net iets wat oorgelewer word nie. Dis nie kultuur nie. Ons godsdiens is nie 'n kultuur nie. Dis 'n wese met wie jy 'n verhouding het en enige persoon wat in 'n huwelik of wat kinders het verstaan, 'n huwelik en 'n familie word gevorm deur om in konflik te kom met die realiteite en dit uit te stoei en dat die families wat saam praat en saam groei, bly by mekaar want hulle het iets gevorm, goud gevorm. En so, dis my hart vir julle, dis wat die hele reeks basies oor gaan en wat ek wil hê ons 'n bietjie meer moet fokus en stoei is, miskien is daar dinge in jou lewe wat jy net vanselfsprekend begin neem het, aanvaar het, dit is wat dit is. Miskien draai terug na dit toe, kyk weer daarna en stoei 'n bietjie daarmee. Die woord aletheia beteken iets moois. Ek weet nie wat op die skerm is nie, ek dink so, ek weet nie, dit is nie. En Levitikus 19 en 1 Petrus 1 was half die hoekstene van ons Bybelversies gewees. Jy moet heilig wees, want ek is heilig. Hoe waar is daai stelling vir jou en wat beteken daai stelling? En hoe doen ons daai stelling? Want dis 'n opdrag van God. Jy moet heilig wees, want ek is heilig. Hoe lyk dit? En ek het dit gaan doen deur die akroniem wat in my kop opgekom het, REIN. En so REIN, baie belangrik akroniem, en so ek gaan nie weer alles moet gaan nie, luister so van die vorige week as jy nie het nie, maar die R vir REIN staan vir jou rede. Hoekom stoei jy met jou godsdiens? Hoekom het dit nie net 'n algemene ritueel in jou lewe geword nie? Hoekom is dit iets waarmee jy engage, mee stoei? Hoekom probeer jy heiliger leef? Hoekom gee jy nie net oor aan jou gewoontes en die dinge wat jy doen nie? Hoekom raak jou godsdiens vir jou 'n praktiese ding? Jy lees jou Bybel, want jy besef as jy nie Bybel lees nie, gaan jy verder weg beweeg. En hoekom wil jy nader beweeg? As Jesus vir jou betaal het op die kruis en jy gaan hemel toe, hoekom stoei met jou godsdiens? Hoekom so Bybel lees? Hoekom Bybelkennis? Hoekom Bybelstudie? Hoekom is dit belangrik om stil te word en met jou Vader te praat as hy jou klaar vergewe het vir jou sondes en jou hemel toe gaan vat? Wat is jou rede vir heiligmaking? Om die waarheid te soek van jou geloof. En daai rede kan net wees heilig, want ek is heilig. Die enigste rede hoekom jy moeite sal doen met jou kerk, jou godsdiens, jou belewenis, jou stilte tyd, is want hy vra jou. Jy stoei nie met heiligmaking om hemel toe te gaan nie. Te veel Christene oordeel mekaar, nou net Halloween gevier. Te veel Christene oordeel mekaar te veel en sit te veel mensgemaakte reëls op mekaar omdat jy 'n sekere pad stap, moet almal jou pad stap. Jy streef nie na heiligmaking omdat almal moet wees soos jy nie. Dis nie 'n stuk gereedskap waarmee jy ander Christene slaan nie. Enigste rede hoekom jy in jou persoonlike kapasiteit stoei met heiligmaking is want God vra jou om dit te doen want hy is heilig en jy wil soos hy wees. En so dis 'n baie belangrike motivering in jou lewe want dit gaan keer dat jy skyn heilig word of mense oordeel wat nie jou pad stap nie. Wat is jou rede vir heiligmaking? Wat is die waarheid agter jou Bybel? En dan die E het gestaan vir etiek
En ons het so 'n bietjie gaan kyk na die hele boek Levitikus. Wat beteken heiligmaking prakties? Baie mense praat goed geestelik, volg die Heilige Gees of laat die Heilige Gees jou lei. Wat beteken dit? Leef in liefde. Wat beteken dit? Jy moet vir 'n jonger generasie begin goed definieer. Jy kan nie net geestelike woorde gebruik en dink dit is goed genoeg nie. Jy het tog nie gestoei met leef in liefde. As jy nie kan my vertel wat beteken dit nie. Jy kan nie vir my sê jy het al gestoei met wat die Heilige Gees in jou lewe beteken as jy sê net, "O ek word gelei deur die Heilige Gees." Wat beteken dit? En so die etiek is 'n praktiese uitlê van hoe lyk dit wanneer jy in waarheid leef. Prakties moet jy vir iemand kan verduidelik hoekom jy doen wat jy doen en hoe lyk dit waarna jy streef. Wat jy probeer regkry, hoe lyk dit op papier? En dis waar etiek vandaan kom en waar die Ou Testament nogal baie mooi is, as jy nie vir dit bang is nie. En toe gaan kyk ons na die laasweek en dis die interpretasie van heiligmaking. En weer eens laasweek gaan kyk daarna, dalk 'n bietjie te lank aangehou, maar gaan kyk hoe dit was mooi, rondom, wanneer jy na die wet toe draai, ons gaan vandag vir so 'n klein bietjie daaroor sê, maar wanneer jy na die wet toe draai, wat sien jy? Hoe interpreteer jy die standaard van God? In die Nuwe Testament maak dit baie duidelik, die wet van liefde. Liefde, liefde, liefde. Jy doen wat jy doen as gevolg van liefde. Alles wat jy lees, wanneer God vir jou vra om iets te doen, lees jy deur die interpretasie van liefde. Jy onderhou nie 'n sekere wet om beter as ander mense te wees nie, en jy onderhou nie 'n wet want jy is bang vir die hel nie. Die wet het die dood verloor. Jy kan nie meer hel toe gaan as gevolg van jou werke nie, jy gaan hel toe as gevolg van ongeloof. En dis 'n baie belangrike konsep wat ek kan nie verstaan nie, dis nie so ingewikkeld nie. Die Here is die een wat jou red, nie jou werke nie. Elke godsdienst op hierdie planeet sê jy gaan hemel toe oorwerke, insluitend baie Christene. En dis hoekom dit so moeilik is om hierdie twee uit mekaar te skei, want daar's 'n baie klein groepie mense wat sê, niks wat ek doen maak my regverdig nie. My regverdigheid is die kruis en die opstanding alleen. Weereens iets wat die 31ste Oktober gevier was en hoekom ons wegbeweeg het van die Katolieke af. Daar is net een manier om hemel toe te gaan en dis nie my heiligmaking nie. Hoe interpreteer jy heiligmaking? Dit moet kom deur die liefde wat jy op die kruis ervaar en vir die mense om jou gee. Dan sal dit baie moontlik wees. En vandag wil ek draai na die laaste gedeelte van die akroniem REIN en dis die N. Daar is 'n nuwe manier hoe jy nou leef. As jy dit vir die regte rede doen en jy verstaan wat jy moet doen en jy verstaan die interpretasie as jy dit lees, dat jy nie groot kop kry en hoogmoedig raak wanneer jy nou begin om sekere goeders beter te doen as ander nie. En jy doen dit net uit liefde en omdat daar genade vir jou is nie. Nou lyk jy lewe anders. Nou is jy 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping. Alles in die Bybel het vir jou nuut geword. Jy kyk anders daarna, soos Paulus voor dit en Paulus na dit. Hoe Paulus gekyk het na die Bybel voordat Stefanus vir hom gebid het en hoe Paulus na die Bybel gekyk het nadat Stefanus vir hom gebid het. En dis waaroor die N gaan. Alles moet nuut word in jou denke, in jou leefstyl en wat jy doen. Jy's 'n nuwe mens. En so my sinnetjie, dink ons op die skerm, vir 'n Christen, baie belangrik julle, vir 'n Christen, vir 'n kind van God, vir iemand wat wil leef soos Jesus, wat streef na heiligmaking, vir 'n Christen, kan sonde nie meer die wet misbruik nie. Sonde kan nie meer die wet misbruik nie. Wat bedoel ek daarmee? Want vir die gelowige bring die wet nie meer lewe en dood nie. Jy hoef nie meer bang te wees vir die Ou Testamentiese wette van God nie, sy standaard vir heiligmaking nie. Jy hoef nie te bewe en te bang te wees vir wat die Bybel sê nie, want die wet kan jou nie meer doodmaak nie, want die wet kan jou ook nie laat lewe nie. En so jy leef nie heiliger sodat jy kan lewe nie, en jy leef nie heiliger want jy is bang vir die dood nie. Die wet het daai mag verloor, Christus het dit oorgeneem. En so vir hy wat dood is in Christus, die doop, vir jy wat dood is in Christus, het die dood klaar sy angel verloor. Oulike film, ek het nog, blykbaar het iemand van my vertel, terwyl ek so stoei met pastore, of wat ook al het een my vertel, was interessant, waar het ek dit, wie het my dit van dit vertel? Iemand, maar daar is blykbaar 'n film, waar iemand het tronk toe gegaan, want hulle het gesê hy het iemand doodgemaak. Toe het hy nie die persoon doodgemaak nie, die persoon het hom valslik aangekla. Toe gaan hy soos 20 jaar tronk toe vir die moord.
En toe hy uit die tronk uitkom, toe gaan hy en maak die persoon dood, maar toe kon hulle hom nie weer tronk toe stuur nie, want hy het klaar tronkstraf uitgedien vir die moord. Ek dink double jeopardy. Jy kan nie 2 keer vir dieselfde ding tronk toe gaan nie. Verduidelik ek het reg. Ek het net so 1 of 2 van julle in my kop as ek sin maak. Jy kan nie 2 keer vir dieselfde ding tronk toe gaan nie. Die wet kan jou nie meer doodmaak nie, jy's dood. Sonde kan jou nie meer hel toe vat nie, jy's dood daarvoor, jy's dood. Nou kan jy nie, nou lees jy die wet, en so, die wet dreig my met die ewige dood. Nee, dit beteken niks nie. Jy's mos begrawe in Christus. Jy's klaar dood. Nou lewe jy in Christus. Moenie laat mense wat jou bang maak met die Bybel wen nie. Double jeopardy. Jesus het klaar vir jou gesterf en jy's begrawe in hom. Maak dit sin? Ek hoop so. Ons moenie bang wees vir die Bybel nie. Titus 1 vers 5 sê dit so mooi en dis al my versie wat my deur hierdie boodskap gelei het. Maar so baie wat ek wou sê, so ek gaan net hierop fokus. Titus 1 vers 15 sê hierdie: alles is rein vir die wat rein is. Hoor hy sinnetjie? Maar vir die besoedeldes, dis Levitikus taal. Julle hoor nou al deur my hele reeks praat ek die hele tyd van Levitikus, want mense dink die Ou Testament is agter ons. Al die skrywers van die Nuwe Testament gebruik Ou Testament taal. Jy moet dit net raak sien. As jy die Ou Testament lees, sal jy dit sien. Besoedeldes, Levitikus praat oor hoe besoedel ons is en ons kan nie na God toe gaan nie, want ons is besoedel. God sal nie laat jy in sy teenwoordigheid instap nie, want jy is besoedel. En hoor hoe sê hy dit. Alles is rein vir die wat rein is, maar vir die besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie. Dis erg wanneer Christene mekaar doodslaan met goed wat vir jou verkeerd is, maar nou wil jy ander mense doodslaan daarmee, want die Bybel sê. En weer eens, ek hamer baie hierop, want ek weet dis 'n sensitiewe saak, maar ek is nie bang nie, kom ons praat oor sensitiewe goed. Maar vat nou net byvoorbeeld die naweek wat verby is. Dis afskuwelik wat die wêreld gedoen het met Halloween. Dis afskuwelik wat die wêreld vier op daai naweek, maar dis nie hulle skuld nie, dis ons skuld. Ons het daai naweek weggegee. Ons het nie aangehou om daai naweek te heilig nie. Ons het nie wat God kom doen het op aarde kom vier nie en die wêreld het dit donker gemaak. Die lig het gekom op die 31ste Oktober en alles verander en ons het net ophou praat oor die lig en as jy lig uit 'n kamer uithaal kry jy nie donkerte en dis wat Halloween is. Maar nou slaan ons mekaar dood met daai fees. Dan trek 'n kind of iemand soos iets aan wat nie mooi is nie en dan soos, dis duiwels en daar gaan demone op jou spring en jy's 'n duiwelse kind. Soos wat doen ons aan mekaar wanneer ons na die wet toe draai en ander mense slaan met die wet? Dis nie die doel van die wet nie. Want alles is rein vir die wat rein van hart is. Alles is toelaatbaar, net nie alles is goed vir jou nie, want jy kan jou nie deur enigiets laat verslaaf nie. Maar wees baie versigtig wanneer jy alles sien as vuil en alles sien as verkeerd en alles sien as die duiwel. En as jy so leef as 'n Christen, mis jy die punt van heiligmaking in jou lewe. Want vir 'n Christen is alles toelaatbaar. Al is alles nie goed vir jou nie. En so daarom as jy in jou hart besmet is en jy jou sonde die hele tyd raak sien en jy stoei met goed in jou lewe, moenie laat almal om jou net ervaar hoe besoedel jou eie hart en gewete is nie. Hy skryf hier, dit eindig baie erg, hoor dit sê die volgende versie, hy sê, hulle bely dat hulle God ken, maar weerspreek dit met hulle dade. Hulle is afstootlik en onversetlik, onbekwaam om enigiets goeds te doen. Wat maak jou bekwaam om iets goeds te doen? Wat maak jou bekwaam om iets goeds te doen? Dis nie die Heilige Gees. Dis nie jou slim wete van hoe om aan te trek en hoe om dit te doen en hoe om te praat en hoe om te dit nie. Dis nie wetsonderhouding wat jou bekwaam maak om goed te doen nie. Dis nie wetsonderhouding wat jou bekwaam maak om goed te doen nie. Dis die Heilige Gees wat in jou leef wat jou bekwaam maak om te doen wat die wet sê. En so moenie dink jy's bekwaam of jy leef 'n beter lewe as die mense om jou want jy's oulik en jy's special nie. Ons is onbekwaam om te doen wat goed is wanneer ons nie tot bekering gekom het, wedergebore is en 'n nuwe lewe het nie. En nou is ons bekwaam om die goeie te doen. Voor dit is alles net vuil. Maak nie saak wat hulle doen nie. Of hulle nou geld uitdeel vir arme mense, dis eintlik vuil want hulle motiewe is verkeerd. Of hulle kinderhuise bou, dis verkeerd, dis vir belastingonthalwe. As hulle enigiets doen, dan gee vir jou vrou 'n roos, ja, wat soek jy? Niks wat jy doen is eintlik mooi wanneer jy dit nie doen uit 'n hart van wedergeboorte uit nie. En dis wat hy hier probeer sê, maar sodra jy 'n Christen is, dan moet jy verstaan jy's vry in die Gees.
En ons moet mekaar nie oordeel wanneer ons daai vryheid gebruik nie. Ek wil vir julle 'n voorbeeld wys. Ek wil vir julle ietsie wys rondom dit. Die allerheiligste van God. Die binnekamer van God waar die gordyn geskeur het. Julle weet die hoëpriester mag net een keer 'n jaar daar ingaan. Klokkies om sy voete. Hy moet weke voor die tyd homself reinig, afsonder van mense. Dan stap hy binne in die allerheiligste in met klokkies om sy bene. En dan moet hy nou daar gaan maintain wat daar binne aangaan en brode en goed vervang en 'n klomp goed gaan doen. En as hulle nie meer die klokkies hoor jingle 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 nie, dan het hy 'n tou wat aan hom vas is en dan trek hulle hom uit die allerheiligste uit, mors dood. Want hy het daar dood neergeval in God se teenwoordigheid. Die allerheiligste is nie 'n plek om mee te mors nie. Die allerheiligste is 'n plek van dood vir dies wat vuil is. Die allerheiligste is 'n asemrowende plek vir dies wat skoon is. Maar baie min van ons, inteendeel, niemand van ons behalwe een keer 'n jaar kon daar ingestap het nie. Nou kyk ons na die allerheiligste van God as Christene. En jy kyk na die heiligheid van God as hierdie berg waar as 'n bokkie aan het raak val hy dood neer. As iemand op die berg van God stap, dan val hy dood neer. Dis hierdie heilige spasie hier tussen ons waar niemand van ons eers na kan kyk of aan kan raak nie, want al wat ons sien as ons die berg van God sien of die allerheiligste in die tempel sien is dood. Staan dood. Dit bring my dood want ek kan nie daai standaard handhaaf nie. Ek gaan doodgaan as ek daarna kyk. En dis hoe die wêreld soms voel as hulle jou as 'n Christen sien. Hulle verstaan nie, die standaard is te hoog. Hoe is jy so simpel dat jy dink jy gaan na God toe? Kyk wat is sy standaard in die Ou Testament. Dis 'n onmoontlike standaard en hulle is bang vir godsdiens want baie Christene sit 'n standaard neer wat niemand kan nakom nie. Julle sit 'n las op mense se skouers wat hulle nie kan dra nie en julle kan dit self nie eers dra nie. En julle maak die hemel toe vir mense as gevolg van hierdie allerheiligste van God. En nou in die Nuwe Testament kom God en hy sterf vir ons. Hy skeur die gordyn in die allerheiligste. Die rivier, die laaste in Esegiel, die laaste in Openbaring. 'n Rivier vloei uit die allerheiligste uit, hier tussen ons in die woestyn waar alles dood is en alles begin lewe so ver soos wat die rivier vloei. En wat sê God? Kom terug. Kom loop op my berg. Kom stap in my allerheiligste in. Ja, jy met vuil hande. Kom. Nee, Here, ek sal dood neerval. Nee, ek het klaar dood gegaan. Die straf om in my teenwoordigheid in te stap is klaar betaal. Kom. Ja, ek weet nie so mooi hiervan nie. Kom. Here, het jy gesien wat ek gedoen het? Ja, presies. Kom. Hoekom, Here, as in die verlede hulle nie kon nie, hoekom kan ons nou? Want ek het klaar die vonnis weggevat. Ja, maar Here, wat gaan gebeur as ek in jou mooi plek instap en my voete is vuil en ons modder en ek trap modder in jou allerheiligste in? Dan sê God, jy vat my laag, weet jy wie ek is? Ek is God. Sodra jou moddervoete raak aan my allerheiligste mat, dan verdwyn die moddervoetspore. Sodra jy wat vuil is in my teenwoordigheid instap, verdwyn jou vuilheid. Ek word nie vuil omdat jy vuil is nie, jy word skoon want ek is skoon. Kom. En as ons nie dit verstaan nie, as ons nie na 'n sondaar of iemand kan kyk wat se lewe nie skyn soos dit moet skyn nie, en ons kan hulle nie in sy teenwoordigheid innooi soos hulle is nie, dan misverstaan ons wat die wet se doel in ons lewens is. Kom, sondaar, kom in sy teenwoordigheid. Jy's welkom, mits jy verstaan wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. Kom. As jy in sy teenwoordigheid instap, sonder Jesus, sonder dat iemand vir jou dood gegaan het, raai wat gaan gebeur sodra jy in sy teenwoordigheid instap. En almal van ons gaan dit beleef as ons dood gaan eendag. Almal van ons gaan in sy teenwoordigheid instap wanneer ons dood is eendag. En raai wat gebeur met mense wat nog nie iemand vir hulle in hulle plek dood gegaan het nie. Jy gaan in sy teenwoordigheid instap in sy allerheiligste en jy gaan dood neerval. Jy gaan die vonnis van jou sonde moet dra. En dit noem ons die ewige dood, ons noem dit die hel. En jy gaan dit moet dra, want jy kan nie in sy teenwoordigheid wees met vuil voete nie. Maar nie vir dies wat tot bekering gekom het nie. Hou op bang wees vir God, ons kruip van God af weg binne in God. Daarom sê hy in Matteus 5, sulke hierdie mooi woorde, julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet en die profete te trek nie. Ek het nie gekom om dit af te skaf nie, maar om dit te vervul.
dit te vervul. En ek het al pastore gehoor wat sê, ja, jy sien, so die wet is klaar, dis vervul, dis agter ons. Stoei met daai woord, dis nie wat dit beteken nie. Vervul beteken nie, dis klaar en agter ons nie. Vervul beteken, dis mooi gemaak, dis ingekleer, ons sien dit nou duidelik. Waar kry jy hierdie woord weer? Galasiërs 6. Galasiërs 6 is so mooi. Galasiërs 6 vers 2 sê hierdie woorde: dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die wet van Christus is nie agter jou en klaar nie. Hoe leef jy? Hoe vervul jy? Hoe leef jy die wet uit? Hoe leef jy die wet van Christus? Dis 'n praktiese antwoord. Dra mekaar se laste. Hoe vervul God die wet van Moses? Wel, hy kom leef en hy was heilig en ons kon sien. En so Jesus het dit kom vervul. Hy die finale vonnis kom betaal. Hoe vervul jy 'n wet? Baie mooi. Baie mooi. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Kyk 'n bietjie wat sê vers 1. Vers 1 sê hierdie: as iemand, Galasiërs 6 vers 1, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle hulle met die gees, moet julle wat met die gees gevul is, nie wettiese mense nie, mense wat in die gees se liefde nou na iemand toe stap, omdat hy weet, ek gaan jou nie oordeel nie, ek gaan jou help. Jou sonde gaan jou nie noodwendig hel toe vat nie, maar jou sonde keer jou van waar God jou wil hê. So kom ek help jou so bietjie. So mense wat deur die gees gelei word om met liefde na iemand toe te kom wat sukkel met sonde. Hy sê as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die gees gevul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid, waaroor die kinders vandag praat, reghelp. Maar let op jouself, dat jy ook nie versoek word nie. So help mense wat sukkel, maar pas op dat jy nie afgetrek word deur hulle nie. Dis 'n mooi beginsel, verstaan almal van julle, dis mooi, né? Dis pragtig. Raai waar kom dit vandaan? Uit die Ou Testament, uit Levitikus. Hierdie is wette wat die Nuwe Testament skrywers skryf, want hulle het verstaan hoe belangrik die Ou Testament wet is. Ek lees vir julle Levitikus 19 waar ons 30, ek hoop julle het al gaan lees. Ons 30 reëls in Levitikus 19. Hoor wat sê Levitikus 17, die B-gedeelte van die sinnetjie. Levitikus 19 vers 17 sê: wees reguit en wys jou buurman op sy oortredings, sodat jy nie ook skuldig is aan wat hy verkeerd doen nie. Hoor jy daai dreigement? So die wet het 'n dreigement. Die Nuwe Testament, die gees van liefde, dreig nie, hy waarsku. Maar hoor wat sê Levitikus: wys iemand as hy verkeerd doen. Wat sê Galasiërs? As iemand deur een van die sonde oorval word, as jy die gees in jou het, help hulle reg. Wat sê Levitikus? As jy sien iemand maak droog, sê vir hulle. Dis dieselfde wet. Wat het nuut geword? Wat het verander? Die dreigement, die vloek, die straf het weggeval, maar die wet het bly staan. Jy kan nie as jy iemand sien droog maak sê, ek mag nie vir hom sê nie, maar dan oordeel ek hom. Sê wie? Jy moet help, dis 'n opdrag, dis 'n wet, jy moet die wet doen. Dan sê hy so, dis so mooi, dan gaan sê Levitikus, na hy gesê jy moet mense help, raai wat sê hy direk na, jy moet mense help, en as jy hulle nie help nie, dan gaan jy self skuldig wees. Raai wat sê die sinnetjie net na dit, dis so mooi. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die hele wet word opgesom in, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, wat sê die volgende vers in Galasiërs, na dit sê, help mense wat sukkel in die gees van sagmoedigheid. Die vers net na dit is, as ons mekaar se laste dra, vervul ons die wet van Christus. Wat sê Levitikus, na hy sê, help mense reg wat sukkel, want dis naaste liefde. Jy kan hulle bo op mekaar sit. Dit is presies dieselfde orde, dit sê presies dieselfde ding. Daar's nie 'n verskil tussen jou wet in Galasiërs en jou wet in Levitikus nie. Dit sê dieselfde. God se hart het nooit verander nie. Hy wil jou nooi na sy standaard. Hierdie is sy standaard vir heiligmaking. En jy hoef nie meer bang te wees vir sy standaard nie. Kom en geniet jou naaste liefde. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Wat beteken Christus? Die wet van Christus? Heilige een, gesalfde een, die enigste een wat die wet kon doen, perfek. Die wet van die heilige een.
Jy is nie die heilige een nie, so kom en help mense om te wees soos Jesus. Dis beautiful. So hoe lyk dit as ons mekaar se laste dra? Ek kry baie Christene wat sê, ons moet mekaar se laste dra. Wat bedoel jy daarby? Nee, die Gees sal my lei. Hoe sal hy jou lei? Jy moet dit vir my kwantifiseer, want ek werk met jong mense en met kinders. Jy kan nie net so hier in die wolke met my praat en geestelik klink nie. Wat bedoel jy, die Gees gaan jou lei in die wet van Christus? Hoe lyk dit? En jy hoef nie te raai nie. Jy hoef nie te sit en dan hoor jy 'n stemmetjie in jou kop en dan sê jy so, "O, ek dink die Gees wil dit of dit hê." Ek dink so. Jy hoef nie te dink nie. Dis geskryf. Hy's jou pa. 'n Pa wil nie 'n kind moet wonder nie. 'n Pa sê reguit. Dis hoe dit lyk om gelei te word deur die Gees. Maar om te weet hoe dit lyk om gelei te word deur die Gees, gaan jy moet terugkyk na iets wat 'n doodvonnis gehad het en niemand na wou kyk nie. Maar nou dat jy gelei is deur die Gees en klaar gesterf het in Christus, kan jy terugkyk na hoe dit lyk om gelei te word deur die Gees en nie meer bang wees nie. Nou kan ek dit doen. Hoekom kan ek dit doen? Want ek is oulik? Nee, want die Heilige Gees stel my in staat om dit te doen. So ek draai terug na sy standaard toe, sonder om bang te wees. Hoe lyk dit om gelei te word deur die Gees? Hoe lyk dit om jou broer se laste te dra? Hoe lyk dit om jou naaste lief te hê? Hoe lyk hierdie dinge? Baie eenvoudig. Kom ons gaan kyk daarna. Die eerste plek waar ons dit sien in die Bybel, Levitikus, dis so mooi. Wanneer Levitikus vir ons wys hoe lyk 'n perfekte offer. Wanneer Levitikus vir ons wys hoe lyk 'n hoëpriester. En dat ons ewe skielik nie meer offers bring nie, want Jesus is ons offer. En ons aanbid nie meer 'n mens wat 'n hoëpriester is nie, want Jesus is ons hoëpriester. En alles is vuil op ons velle en ons klere en ons huise en alles is vuil. En Jesus sê in Levitikus 16, 'n hoëpriester sal kom en julle almal skoon was. En jy lees Levitikus en jy sien Jesus op elke hoofstuk. En dan eventueel kom jy by jou beurt om iets te doen. Levitikus 19. En 16 keer in Levitikus 19 sê God, want ek is die Here. Doen dit, want ek is die Here. Hy begin met, wees heilig, want ek is heilig, sê die Here julle God. Doen dit, want ek sê julle moet dit doen. Doen dit. Jy kan, want ek is met jou. En nou al 16 keer in die 30 reëls, waar hy sê, ek is die Here, en so ek gaan maar net 16 vinnig vir julle opnoem. Dan sê julle vir my, of hierdie vir jou prakties vertel, hoe kan jy jou buurman se laste dra? Hoe dra ons mekaar se laste en vervul so die wet van Christus? Hoe lyk dit prakties vir 'n Christen om die wet van Christus te vervul? Hoe lyk dit? Wel, ek gaan net vir julle so 16 van die 30 lees en hoor hoe prakties en hoe mooi is hierdie. En sê vir my of jy regtig sukkel, en ons sukkel soms, maar sê vir my of hierdie regtig moeilik is vir jou. Sê vir my of hierdie regtig verregaande reëls is en goed wat ons nie kan doen nie. Vers 3, ons is by Levitikus 19 besig. Vers 3, eer jou ma en pa. As sonde jou oorval, gaan iemand jou moet reghelp, korrek? Nee? Galasiërs 6 vers 1. Wie dink jy is die eerste mense wat jou reghelp as jy sonde doen? Wie is die eerste mense wat jou las dra wanneer jy 'n kind is en sonde begin kap aan jou? Wie is die eerste mense wat jou las help dra as 'n kind? Jou ma en pa. En daarom begin Levitikus 19 met ma en pa. Eer jou ma en pa, hoekom? Want hulle vervul Christus se liefdeswet in jou lewe. En as jy nie jou ma en pa eer wat Christus se liefdeswet vervul in jou lewe nie, dan staan jy naak en hoe gaan jy gehelp word? Jy's in die moeilikheid, jy staan sonder 'n middelaar, jy staan sonder iemand wat die prys vir jou betaal. Wees versigtig as jy nie jou ma en pa eer nie. It's beautiful. En so ek gaan net vinnig deur hulle hardloop. Julle kan met hulle gaan stoei by die huis. Vers 4. Leer dat almal moet rus. Hoe dra jy iemand se las as jy hom help om te rus? Goeie eetgewoontes, vers 5. Hoe help jy mense? Hou op om vir die pastoor soetkos te gee as hy by jou kom kuier. Okay. Hou op om my vet te maak. Goeie, dra laste. Ek hou van soetgoed, maar moenie vir my soetgoed gee nie. En ek speel. Dra mekaar se laste. Kyk 'n bietjie hoe ons na mekaar omsien. Vers 9. Vrygewigheid. Moenie al die vrugte op jou bome afsny nie en moenie alles optel op die grond nie. Dra iemand se las wat arm is en geef hom die voorreg om te werk vir wat hy wil eet. Dra arm persoon se las. Dis vir my so mooi. Vers 11. Moenie steel nie. Moenie mekaar kil nie. Moenie lieg vir mekaar nie. Dis 'n mekaar. Dra mekaar se laste. Hoe doen jy dit? Dis so mooi. Moenie mekaar kil nie. Vers 13. Betaal jou werkers betyds.
sodat hulle kan gaan eet. Hoe dra jy 'n werker se las? Jy het alles, maar hulle het nie. Jy dra sy las want hy's 'n dagloner en jy gee vir hom sy loon elke dag. Jy dra sy las saam met hom. Nee, ek sal jou môre betaal nie. Dan dra jy nie sy las nie. En jy breek die wet van Christus. Gaan jy hel toe as jy dit doen? Nee. Breek jy God se hart? Ja. Jy breek sy standaard as jy nie jou werkers betyds betaal nie. Jy moet hulle las dra en Christus se liefdeswet vervul. Vers 14. Hanteer dowe mense en blinde mense met respek, want ek is die Here. God sê, ek het hulle so gemaak. Ek maak doof, ek maak stom, ek maak blind en nou spot jy hulle. Woe, jy speel met vuur. My wet is, hanteer gestremde mense met baie respek. Is dit so moeilik? Dis 'n wet. Dis hoe jy Christus se liefdeswet vervul. Dis hoe jy iemand se las dra wat doof of stom is of blind is. Vers 15. Moenie arme mense bevoordeel of ryk mense begunstig nie. Dis 'n interessante een, gaan stoei met daai een. Moenie arme mense begunstig nie. Net omdat iemand arm is, beteken dit nie ewe skielik hulle is belangriker nie. Pas op dat finansies so groot raak vir jou. Moenie arme mense begunstig of ryk mense bevoordeel nie. Kyk 'n bietjie hoe dra jy die laste van ons samelewing, nie gebaseer op finansies nie, maar waar die Here is. Dis 'n mooi ene daai. Vers 16. Moenie skinder nie. Ek sal nie te veel daaroor sê nie. Dis hoe jy iemand se las dra. Jy praat nie sleg van hom wanneer almal oor hom sleg praat, doen jy dit nie. Jy dra daai persoon se las wat beskinder word deur ander mense. Vergewe mekaar. O, dis so mooi. Dis hoe jy iemand se las dra. Hy doen iets verkeerd, jy spreek hom vry, jy dra sy las. Dis beautiful. Vers 20. Moenie swak mense misbruik nie. Hy praat daar 'n bietjie oor slawe en seksualiteit. Mense sonder krag, mense sonder reg, mense sonder enige vermoë om hulle self te beskerm. En jy byt hulle uit vir jou eie plesier, dra die swakkes se las. Jy kan met hulle doen seker net wat jy wil, nie as jy die wet van Christus wil vervul nie. Want hulle is swak en niemand kan hulle help nie, so staan hulle by in hulle swakheid. O, dis mooi, moenie mense misbruik wat nie vir hulle self kan opstaan nie. Vers 23, hê 'n toekomsverwagting. Kyk hoe werk jy met jou besigheid. Jy het kinders, jy het kleinkinders, jy het mense wat na jou gaan kom. Moenie alles opeet terwyl die son skyn nie. Droom oor jou toekoms. Dra jou kinders se laste, dra jou kleinkinders se laste. Beplan ver na jou dood. Dra die volgende generasie se laste. Dis waaroor daai hele gedeelte gaan. Dra die toekoms se las. Vers 29. Moenie julle dogters hoereer nie. Hoekom nie? Want die land sal siek raak en gif oplewer. Kyk hoe dra jy 'n jong meisie wat aandag soek en goed wil post en wil hê almal moet vir haar aandag gee. Kyk hoe dra jy daai jong meisie se las, want as jy nie haar las dra terwyl sy probeer om haar plek in die wêreld te vind nie, 'n wêreld waar sy voel sy moet skree om raak gesien te word nie, gaan jou hele land siek raak. En kyk hoe siek is ons land en vra jouself hoekom. Want ons ignoreer hulle en gooi hulle vir die wolwe en soos wat ook al, doen wat jy wil, post wat jy wil, like soos jy wil, trek aan soos jy wil, en ons het nie, ons doen nie moeite met die mees vulnerableste, swakste gedeelte nie. Hulle is, jong dames is die mees gesiende gedeelte van ons samelewing, en tog die mees misbruikte. En ons land is siek as gevolg van dit. So as jy die wet van Christus wil vervul, en jy wil jou naaste se las dra, is dit nie 'n slegte plek om te begin nie. Dames, ouer dames, spandeer tyd met jonger dames. Ouer mense, vers 32, dra 'n ou persoon se las, staan op as hulle instap, bewys hulle het nog waarde in die samelewing, hê respek vir mense wat ouer is as jy, dra 'n ou persoon se las vir hulle, ons ken dit, help hulle met pakkies oor die straat, maak die deur vir hulle oop, offer vir hulle jou sitplek. Dis nie 'n kultuur nie, dis 'n wet. Dis hoe jy mense se laste dra, jong man. Dra 'n ouer persoon se las en vervul so die wet van Christus. Vers 33, hoe hanteer jy vreemdelinge? 'n Vreemde persoon in jou dorp of stad of land. Daar's 'n wet hoe jy hulle moet hanteer. Dra 'n vreemdeling se las. Want jy was ook eens 'n vreemdeling in 'n ver land, sê God. En daarom moet jy niemand wat vreemd in jou land is hanteer soos 'n vreemdeling nie. Gee om vir die een wat nie tuis voel. As hy in die kerk instap, as hy in jou besigheid instap, gaan groet mense wat vreemd voel.
Gee so vervulling aan Christus se liefdeswet en dra die vreemdeling se las. Vers 35, die 16de een, en ek stop sommer daar. Moenie oneerlik besigheid doen nie. Moenie oneerlik besig, moenie meer geld vat as wat jy mag vat nie. Dit is 'n baie fyn lyn vir besigheidsmanne, maar gaan lees 'n bietjie die beginsel in Levitikus. Wees baie versigtig wanneer jy meer vat as wat jy moet vat, want jy's besig om ander mense uit te buit en nie hulle las te dra nie, maar 'n las op hulle skouers te sit. En as jy 'n paar R100 meer vra as wat jy moet vra, is jy besig om 'n las op hulle skouer te sit en nie 'n las van hulle skouers af te haal nie. Inteendeel, die prinsip van Christendom is vra minder, nie meer nie. Skryf af, nie laai op nie. En so wil jy vervulling gee aan Christus se liefdeswet, besigheidsman? Vra minder, maar word jy nie so ryk soos die res nie. Dis 'n moeilike ding daai. En so jy hoef dit nie te doen om hemel toe te gaan nie, maar daar's 'n standaard. En dis 'n doringkroon. Dis 'n doringkroon. Heiligheid is nie maklik nie. Dank God is nie die standaard om hemel toe te gaan nie. Dank God, heiligmaking is nie die standaard om hemel toe te gaan nie. Maar die standaard is daar. En dis hoe jy vervulling gee aan Christus se liefdeswet. En so wil ek vir julle wys in Galasiërs iets baie interessants. Galasiërs 6 vers 1 sê, as iemand deur sonde oorval word, moet julle so iemand reghelp. Julle is met my? Kyk 'n bietjie wat sê vers 4. Elkeen moet sy eie dade beoordeel. Dan sal hy trots kan wees op slegs wat hy homself betref en nie wat ander persone betref nie. Vers 1 sê, julle moet mense reghelp. Vers 4 sê, help jouself. sien julle dit? Is dit vir julle vreemd? Ok, kom ons maak dit erger. Hy gaan verder. Hy sê, kyk 'n bietjie wat sê vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Kyk wat sê vers 5, want elkeen moet sy eie las dra. So moet jy mense se laste dra of moet mense hulle eie laste dra? Moet jy mense reghelp as hulle sonde doen of moet jy maar net oor jou eie lewe worry? Stoei. Sien julle hoekom moet jy stoei met die Bybel? Wat staan daar? Wat is dit nou? Dra jy las vir iemand of moet hulle eie las dra? Die antwoord is ja. Die antwoord is ja. Die antwoord is ja. Geen pastoor of geen mens kan Levitikus 19 vir jou doen nie. Jy moet daai doringkroon opsit. Elkeen moet sy eie heil uitwerk met vrees en bewe. Geen lidmaatskap aan 'n kerk kan jou hemel toe vat nie en jou man en jou vrou kan jou nie daar kry nie. Die antwoord is ja. Jy moet jouself beoordeel en nie laat ander mense se beoordeling op jou 'n effek hê nie. Jy moet jou eie las begin dra. Vat verantwoordelikheid vir jou eie lewe voor God, want jy gaan alleen voor hom staan. Jy's nie eers 'n getroude voor die Here as jy doodgaan nie. Jou vrou en man staan nie langs jou nie. Jy staan alleen voor God. En so die antwoord is heiligmaking is iets wat jy sê, dis wat ek gaan doen. Ek tel hierdie las op en ek loop daarmee. En die antwoord is ook ja. Ja, help mense. Ja, dra laste. Ja, vervul so die wet van Christus. Wat is die punt? Moes God vir ons kom sterf? Het hy ons iets geskuld? Moes ons dit self gedoen het? Ja. Het ons? Nee. Het Christus ons las kom dra? Ja. Het hy ons dit geskuld? Nee. Skuld jy enige iemand enige iets? Nee. Behalwe as jy die wet van Christus wil vervul. Skuld jy enige iemand 'n gemakliker pad hemel toe? Nee. Skuld jy enige iemand enige van jou bates of resources of geld of tyd? Nee. Maar as jy die wet van Christus wil vervul, maar moet nooit voor God staan en sê, my pastoor het, die kerk waarin ek was het, my vrou was, my man het net gedrink, my pa was net, jy mag nooit in heiligmaking voor God staan en sê, dis alles skuld nie. Inteendeel wat jy moet sê is, dit was my verantwoordelikheid, soveel mense het my gehelp, dit was my verantwoordelikheid, niks met my pa te doen nie, en tog het my pa my so gehelp. Sien julle die beginsel in Galasiërs? Sien julle dit? Oppas om te blameer.
Oppas dat Christus se liefdeswet vir jou ietsie word waar jy ander mense mee kan slaan. Nee. Jy moet heiligmaking nastreef in jou eie kapasiteit en dank God as mense daai wet wil vervul en jou daarmee wil help. En wat sê vers 3? 1 en 4 is in kontras, 2 en 5 is in kontras en in die middel van daai twee kontraste lê vers 3. En wat sê vers 3? As iemand werklik meen dat hy iets is, terwyl hy eintlik niks is nie, bedrieg hy homself. Oppas dat wat jy vir mense doen, jou laat voel asof jy iets is. Oppas wat jy vir mense doen, jou laat voel asof jy iets is. Moenie jouself bedrieg nie. En as jy iemand sien wat besig is om hulle self te bedrieg, gaan dra 'n las en help hulle. En as jy jouself begin bedrieg, raak rustig en raak nederig. Die spanning tussen help jouself en help ander mense is, moenie jouself bedrieg nie. Jy het mense nodig in jou lewe. Jy het mense nodig in jou lewe, jy kan dit nie self doen nie, moenie meen jy is iets en jy het niemand nodig nie. Net God kan my oordeel. Elke man het 'n vrou nodig, want sy weet om te oordeel. So, ons het mekaar nodig. Moenie sê jy het niemand nodig nie. Maar moet ook nie sê ek sukkel, want niemand help my nie. Neem verantwoordelikheid vir jou eie oordeel. En so dan eindig ek af met hierdie mooi stukkie in Johannes. 1 Johannes 5 sê hierdie woorde, en ek gaan dit vir julle lees, want dit is baie duidelik en is so mooi. Hoor wat staan in 1 Johannes 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook almal lief wat uit God gebore is. Okay, dan hoor vers 2. Hieraan weet ons dat ons kinders van God lief het. Hoe weet jy die kinders van God lief? Hoe weet jy jy's 'n kind van God? Want jy die kinders van God lief. Hoe weet jy die kinders van God lief? Prakties. Wanneer ons God lief het, ons gaan nou daarna kyk, en sy gebooie nakom. Hoe weet jy die kinders van God lief? Jy doen Levitikus 19. Hoe weet jy jy's 'n Christen? Ek het Christene lief. Hoe weet jy het Christene lief? Ek doen Levitikus 19. Vers 3. Want hoe weet jy het God lief? Want om 'n Christen te wees moet jy God lief hê en mense lief hê. Hoe het jy mense lief? Jy doen Levitikus 19. Want hoe weet jy het God lief? Vers 3. Want dit is die liefde vir God, dat jy sy gebooie nakom. Hoe weet jy is lief vir mense? Jy doen die gebooie. Hoe weet jy is lief vir God? Jy doen die gebooie. Hoe weet jy wat liefde is? Liefde is 'n aksie. Met die regte motivering, met die regte stappe, met die regte interpretasie, met 'n nuwe lewe. Vers 4. Dan sê hy aan die einde van vers 3. Sy opdragte om mense en God lief te hê, sy opdragte is nie volgende ene. Sy opdragte is nie 'n swaar las nie. As enigiemand jou laat voel asof Christendom 'n swaar las is, dan jok hulle vir jou. Of jy sukkel en jy het hulp nodig. Maar God se wet is nie veronderstel om swaar te wees. Sy las is lig. Sy las is lig. Levitikus 19 is nie veronderstel om vir jou moeilik te wees nie. As dit dalk vir jou te moeilik is, hoor net hierdie pastoortjie, hoor net. As Levitikus 19 vir jou te moeilik is, miskien is jy nog nie wedergebore nie. Miskien dink jy's 'n Christen want jy het groot geword in die kerk, maar dalk het jy nog nie werklik waar jou lewe aan hom oorgegee nie. Dit is moontlik. Dit is moontlik. Dalk moet jy met my kom praat en dat ons saam sit en gesels. Dat is nie veronderstel om so moeilik te wees om mekaar in God lief te hê nie. Vers 4. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin hierdie wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, ons geloof. Sukkel jy met heiligmaking? Jou geloof moet dit maklik maak. Sukkel jy om heiliger en beter te lewe en sekere dinge in jou lewe uit te skakel? Kyk na jou geloof in God. Want met God kan jy enigiets oorbrug. Met God kan jy enige sonde platslaan. Met God en die geloof in God en jou liefde vir jou naaste, oorwin jy hierdie wêreld se sonde en dood en oordeel. sien julle dit? Beautiful. Dis die waarheid.
Dis die waarheid. Dis die waarheid. So, stuur hulle huis toe met die skrywer van die wet, Moses. Sy laaste woorde voor hy doodgaan, ek het dit laasweek ook vir julle gelees. Die skrywer van die wet, Moses, eindig met hierdie woorde voor hy doodgaan in Deuteronomium 30. Hierdie gebod wat ek jou vandag gee, is nie te moeilik vir jou of te ver van jou nie. Dis presies wat Johannes gesê het, dis presies wat Moses sê. Dit is nie daarbo in die hemel dat jy nodig het om te vra, wie sal hemel toe opgaan en dit vir my afbring, sodat ek dit kan hoor en daar volgens lewe nie. Jesus het klaar van daarbo af afgekom en dit vir jou gebring. Jy kan die wet gehoorsaam, hoekom? Want Jesus het dit vir jou afgebring. Dit is nie so ver aan die ander kant van die see, dat jy moet sê, wie sal die see oorsteek, om dit vir ons te bring, sodat ons dit kan hoor, en daar volgens kan lewe nie. Handelinge 1 vers 8, die Heilige Gees. Want jy sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en die uithoeke van die aarde, ver oor die see. Die Heilige Gees gaan sy wet naby jou bring. Dis beautiful. En dan sê hy, die boodskap is baie naby aan jou. Dit is op jou lippe, dit is in jou hart, sodat jy daar volgens kan lewe. Dis die Vader. So luister nou, sê Moses, die gewer van die wet. Vandag gee ek vir julle 'n keuse. Tussen lewe en tussen dood. Dis die kruis. En tussen voorspoed en tussen teëspoed. Dis sy standaard vir heiligmaking. En so as jy nog nie vandag gekies het tussen lewe en dood nie, kies Jesus in lewe. Dis so maklik. Dis so maklik om te lewe vir ewig. Kies hom net. Bely hom met jou mond, glo in jou hart en jy sal vir ewig lewe. Dis so maklik. Kies lewe julle. Dis so maklik. Maar as jy nog nie gekies het tussen voorspoed en teëspoed nie, en as dinge in hierdie lewe vir jou net te swaar raak, ek nooi jou kies voorspoed. Maar dit gaan 'n bietjie van 'n doringkroon wees. Maar dit is nie te moeilik vir jou om te doen nie. Jy het 'n goeie voorbeeld van hoe om 'n doringkroon te dra. Jy het Stefanus, jy het Petrus, jy het Paulus, jy het Timoteus, jy het Jakobus. Beter as dit, jy het Jesus. Dis nie te moeilik om voorspoed te kies en heilig te leef, want hy is heilig nie. Dit is die waarheid van ons Christendom. Kom ons leef daar volgens, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat ons as Christene geroep word om anders te wees as die wêreld. Geroep word om heilig te leef. En ja, alles is toelaatbaar en ons is vry en ons is nie gebind tot die vloeke van die wet nie. Maar Here, U standaard het nog nooit verander nie. Help ons as hoorders van hierdie woord om 'n keuse te maak om voorspoed te kies. Ons wat klaar lewe gekies het, Here, en dit nou vir ons moontlik is om in die voorspoed van God te leef. Here, help ons om die voorspoed te kies. En voorspoed is die ewige lewe. En ons sien so uit daarna. So Here, baie dankie hiermee. Help ons om hierin te wandel, hiermee te worstel, hiermee te stoei, totdat dit in ons begin lewe. Ons prys U daarvoor. In die magtige naam van Jesus Christus se genade, in die magtige naam van die Vader se liefde, en in die magtige naam van die Heilige Gees se samesyn, waar ons mekaar se laste in liefde kan dra. Sê ons amen en amen. Baie lief vir julle. Gaan geniet julle week, gaan geniet dit lekker saam. Ons kom volgende week by mekaar, dan draai ons 'n bietjie na die Kersfees karakters toe. Sien julle volgende week. Totsiens.